Daar is meer diere op pad na die mark met pryse wat druk begin wys, maar met goeie veiding en moontlike sterker vraag van voerkralle is die groot vraag nou: gaan pryse nog hou of is daar afwaartse druk wat vir ons voorlê? Kom ons kyk vinnig na wat regtig in die markte nou aangaan en wat jy as produsent nou moet dophou. Hierdie Netbank vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week dan baie sywaarts gebly en staan tans op R43.04 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gedaal het na R44.82. Die top 10% of beste genetika prys staan op R46.71, wat dan ook afwaarts beweeg hierdie afgelope week. Provinsiaal het pryse ook rondom die R43 merk gebly in meeste areas, met die Noordwesse prys wat dan so klein bietjie hoër verhandel het op R44.53. Die Vrystaat staan op R43.16 en Limpopo op R43.79. Dit lyk of die markpryse bietjie kan daal soos ons nou meer diere in Mei en Junie behoort te sien, maar dit hang af of voerkrale wel genoeg back-and-closure inentings sal kry of dan nie. Dit klink wel of daar nou baie gaan inkom of baie invoere inkom in Mei maand en dat vraag van 'n voerkrale dan behoort op te tel. Weereens, meer vraag van 'n voerkrale en moontlik laer aanbod vanaf ons produsente met goeie veidings en goedkoop voer wat hulle steeds beskikbaar het, kan speenkalfpryse op 'n hoër vlak hou as in vergelyking met vorige jare en ons nie noodwendig hierdie dip in Mei en Junie te sien nie. Die nasionale A23 slagpryse het weer onder druk gekom laasweek en staan tans op R59.75 met C-graadpryse gemiddeld op R55. Dis nou nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaap waar die A23 prys steeds rondom R53 steeds verhandel. Ek dink steeds nie ons gaan die skerp opwaartse pryse van laas jaar weer sien nie. Dit was min of meer hierdie tyd laas jaar wat back-and-closure dan uitgebreek het en 'n groot voerkraal toegemaak is en pryse wat dan so skerp gestyg het soos ons na Junie-Julie maand te beweeg het. Hierdie jaar verwag ek egter dat pryse laer kan bly tot en met Julie maand soos aanbod meer behoort te wees, maar hoeveel laer bly steeds die groot vraag. C-graadpryse lyk egter of dit bietjie beter kan hou en wonder ek of ons nie nou die impak van die Iran-oorlog op ons verbruikersvraag begin sien nie. Dalk bietjie hoër vraag na iets soos byvoorbeeld maalvleis en minder na fillet en steaks kan 'n kenmerk wees as verbruikers dan onder druk kom en dan 'n groter vraag na C-graad in plaas van A-graad pryse. As jy ons dan reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie vir jou ondersteuning. Jy maak hierdie vir ons werklik moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou seker. Dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons om week na week hierdie onafhanklike landboumarkanalises met jou te kan deel. So baie dankie vir ieder en elkeen se ondersteuning. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys gestyg laasweek weer met 4% na R50.87 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R52.43, die Weskaap op R51.76 en die Noord-Kaap wat dan ook opgetel het na R43.84. Stoorlandpryse bereik gewoonlik dan 'n hoogtepunt rondom Junie elke jaar, soos aanbod dan baie laag is en behoort ons dus nog beter pryse te sien in Mei en Junie maand. Swaarder slaglandpryse wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R46.89, wat ook mooi gestyg het week op week. Een faktor wat ook nou stoorlandpryse moontlik kan opstoot, is die goeie reën wat ons gehad het en lammers wat dan sukkel om op kondisie te kom as die toestande so geweldig nat is. So, dit kan ook weer 'n bietjie ekstra ondersteuning na die stoorlandmark toe terugbring. Die A23 slagprys styg egter na R94.14 met die C23 pryse op R73.40. Seisonale tendense toon wel dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik die styging bietjie teenwerk soos ons nou in die winter in beweeg. Die korter week wat ons ook nou sien met minder diere wat geslag nou gaan word, kan ook moontlik ekstra ondersteuning aan die markte oor die korttermyn bring. Die wolmarkte het skerp opwaarts verhandel laasweek met die 20 mikron RWS prys wat gestyg het na R273 per kilogram
met die nie RBS 20 mikron prys op R256. Die gemiddelde RBS prys in Suid-Afrika staan tans op R169,68 terwyl die prys in Australië dan ook skerp gestyg het na 18,95 Australiese dollar per kilogram. Die mark word nou opwaarts gedruk deur laer aanbod vanaf Australië as ook kopers wat volgehoue goeie vraag het, al het pryse so skerp opwaarts beweeg die laaste jaar. Die onsekerheid in die rand skep ook maar 'n bietjie onsekerheid in die wolbedryf nou en kan dit moontlik dan oorspoel en dan ook pryse negatief beïnvloed as vraag dan byvoorbeeld afneem. Maar wanneer dit gebeur, is baie moeilik om te bepaal. Kwaliteit wol of laer mikron tipe wolle is steeds in groot aanvraag. Grootbokpryse daal laasweek na R33,49, kleinbokke daal na R55,08, mediumbokke styg na R56,79 met bokoeipryse op R35,15. Dit lyk steeds of ons van die begin van Mei weer bietjie beter pryse kan sien, soos ons na Junie maand en dieper in die winter in beweeg. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg dan ook na R35,34 met varspryse wat styg na R42,77. Ons het egter gesien dat IQF-pryse sywaarts bly op R37,96. Seisonale tendense dui daarop dat pryse bietjie moet daal nou soos ons in die wintermaande in beweeg. Met vark en bees wat dan ook besig is om afwaarts te beweeg, kan dit moontlik hoenderpryse ook bietjie aftrek oor die korttermyn. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse het dan sywaarts beweeg na R22,61 per dosyn en die ongegradeerde eiers bly dan op R18 per dosyn gemiddeld. Die nuutste spekvarkprys het skerp gedaal laasweek na R39,81, vleisvarkpryse daal na R40,34 met die nuutste worsvarkprys baie sywaarts op R31,65. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei maand en kan moontlik van Julie maand eers weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg tot en met die einde van die jaar. Oor die tweede helfte van die jaar sien ons gewoonlik beter vraag en pryse wat dan bietjie stabiliseer en opwaarts beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys gebly op R3,600 per ton, graad 2 lucern op R3,200 en supreme lucern as jy wel in die hande kry rondom R4,800 per ton. Ek het ook gehoor dat die hoër brandstofpryse moontlik die stygings in lucernpryse kan teenwerk of ten minste dan die winterpryse wat ons gewoonlik sien, 'n bietjie op 'n laer vlak kan hou weens hierdie verhoogde vervoerkostes. Die vraag na chop het deur die vloer geval en saam met dit het aanbod dan ook nog opgetel met hoër maalsyfers. Die nuutste chopprys het skerp gedaal na R2,000 per ton gemiddeld laasweek en kan dit moontlik vir nou op hierdie laer vlakke bly. Om op te som, landboumarkte wys tans 'n gemengde prentjie. Speenkalf en beespryse bly onder druk en is grootliks afhanklik van aanbod en ook die beskikbaarheid van back and closure en stowwe. Skaapmarkte toon egter bietjie meer positiewe momentum met stoorlam en slagpryse wat seisonaal behoort te versterk in die komende paar maande. Hoewel verbruikersvraag 'n beperkende faktor kan wees oor die tydperk. Onthou ook net, natwydingstoestande kan weer ook pryse ondersteun. Wolpryse bly sterk en word ondersteun deur laer aanbod in Australië as ook volgehoue goeie internasionale vraag. In ander markte verwag ons dat hoender- en varkpryse nou verder kan daal soos ons in die winter inbeweeg, terwyl lucernpryse relatief stabiel kan bly en choppryse wat dan skerp gedaal het weens swakker vraag en hoër produksie. Oor die algemeen lyk dit of markte nou in 'n fyn balans is tussen toenemende aanbod en onsekere vraag, met seisonale faktore en eksterne invloede wat 'n groot rol speel in ons prysbewegings vir die volgende paar maande. Maar om ingelig te bly, moenie hierdie episodes weekliks mis nie. Hierdie Netbank vleis- en voerprysoorsig word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.